Goeiemôre, baie welkom. Dit lyk asof dit nou so bietjie begin winter se kant toe staan. Maar die evangelie is altyd warm en is altyd tydig. So baie welkom ook by vanoggend. Ons gaan bietjie kyk vanoggend na Handelinge 17 daar van vers 22 af as jy jou Bybel wil oopmaak. Toe Paulus met die vreemde gelowiges gepraat het by die Areopagus oor God. Maar kom ons begin op die regte manier. Kom ons maak ons oë toe. Ons aanbid U, Jesus Heer. Ons besing U heilige naam. Deur al U bitter lyding gee U vir ons bevryding. Deur al U bitter lyding gee U vir ons bevryding. Amen. En ek groet julle vanoggend in die naam van die drie-enige God, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En daarom sê van die Psalm so: juig tot eer van God almal op aarde, besing die eer van sy naam, betoon aan hom eer met 'n loflied. Wat 'n mooi woorde om mee te begin. So ek wil julle nooi en sê, kom ons kyk gou 'n bietjie by Handelinge hoofstuk 17 en dan gaan ons begin saam lees daarvan na vers 22. Dit is die woord van die Here. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê: Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid, sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie, inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons, of soos party van die digters ook gesê het, ons stam van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud en silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag. Maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. Ek gaan net tot hier toe saam lees. Gelukkig is elkeen van ons wat regtig na die woord van die Here kan luister. Ek wil nou met jou begin met 'n verhaaltjie. Dit is eintlik 'n bietjie bekende fabel, maar jy hoef nie bekommerd te wees nie. Dis nie 'n lang verhaal nie. So swem twee jong visse so langs mekaar, groot vriende, swem hulle deur die water, 'n pragtige oulike oggend. En 'n wyse ou vis kom aangeswem. En hy sê vir hulle: "Môre, môre, môre. Hoe sit in die water?" En hulle kyk hom so agterna. En die een vis vra vir die ander vis: "Wat is hierdie ding van water?" En so begin hulle toe mekaar frons en mekaar kyk en sê: "Wat is water? Wat is water?" So begin die borrels uitkom en hulle begin al die visse omkrap om te vra: "Wat is water?" En die wyse vis kom weer daar verby en vra: "Wat gaan aan?" Hulle vra: "Wat is water?" En toe moes hy hulle verduidelik dat hulle hele bestaan is in water. Alles waarom dit by hulle gaan oor water. Nou weet jy wat?
ons kan net so maklik gevra het, wie is God? Wie is God? Want dis die gesprek wat hier aan die gang is, en Paulus met hierdie Atheners aan die gang het, wie is God? En ek wil nie met jou filosofies gesels oor God nie, ek wil nie eksistensieel met jou gesels oor God nie, ek wil op geen ander wyse gesels as die God wie ons ken nie. Wie is God? Hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is die herskepper wat vir ons 'n nuwe lewe kom gee het, deur die opstanding van sy seun Jesus Christus, en wat vir ons die ewige lewe as werklikheid kom gee het. Dat ons regtig kan lewe. Ons is baie keer soekend. Ons is baie keer tas ons rond, nee, soos Paulus ook hier gesê het, julle sal selfs moet rondtas om God te vind. Ek kan jou vandag 'n baie belangrike ding sê. In jou rondtas sal jy nooit vir God vind nie. God vind jou. Hy steek sy hand na jou toe uit. God begenadig ons met liefde en deernis. So jy kan net die water uitklim en begin soek waar is water. Of jy kan die water waardeer vir wat dit is en die werklikheid daarvan. Ek kan God waardeer wat alles gemaak het en alles in stand hou en toe sonde dit opgemors het, die werklikheid vir ons nog mooier en beter gemaak het. Die mooi vir my van hierdie verhaal is, as ek kyk nou na Paulus se tegniek is, Paulus begin met hulle gesels oor waar die mense is. Hy gaan na hulle toe. Daar's maniere om die evangelie te verkondig, maar hy begin waar die mense met wie hy wil praat is. En dan begin hy so mooi met 'n kompliment. Hy sê, ek wil my hoed afhaal vir julle wat sê aan 'n onbekende God. Kan ek myself onderbreek en net vir julle die verhaaltjie vertel oor hierdie altaar vir die onbekende God. 600 jaar voordat Paulus hier gepraat het, dis lang voor Paulus se tyd, was daar in Athene hierdie groot krisis, daar het 'n pes uitgebreek in die stad. En niks kon mense stop om siek te word en dood te gaan nie. En toe die stadsleiers besluit, hulle gaan al die skape wat hulle kan kry, bymekaar kry, en hulle het hierdie groot, eintlik troppe skape, toe een groot trop gemaak. En toe het hulle deur die stad gejaag. En waar 'n skaap gaan rus het hulle hom keel afgesny en geoffer aan die naaste God wie se afgodsbeeld of altaar daar was. Dan het hulle hom hier in 'n God geoffer, dat hulle daar 'n skaap geslag en aan hom geoffer. En toe het daar skape gaan lê waar daar geen afgodsbeeld of altaar naby is nie. En toe het hulle daar 'n altaar opgerig en gesê, dan is dit vir die onbekende God wat vir ons genesing gaan bring. So dis hoekom Paulus gesê, ek het deur die stad gestap, soos wat die skape gehardloop het, en ek het by hierdie altaar gekom, en julle het erkenning gegee aan 'n God wie se naam julle nie ken nie, kom ek vertel julle van hierdie God. Dis baie interessant as 'n mens dit net in die konteks kan sit, né? Maar Paulus brand om hulle te vertel. Jy kan sien, hy trippel amper op en af en hy sê, ek brand hier binne in my. Ek wil julle iets vertel. Het is amper soos destyds toe die Mercedes-Benz, toe hulle motorkar ontwerp het en hulle hierdie vrommelsones van die neus af vorentoe ingebou het in hulle bakwerk om botsings minder dodelik te maak, het hulle dadelik ook daai ingenieursvernuf beskikbaar gestel vir almal. Volvo het dit later jare ook gedoen, toe hulle die 3-punt veiligheidsgordel ontwerp het hulle ook dadelik al die inligting van al die motorvervaardigers gegee, want hulle het gesê, dit gaan oor die veiligheid van mense. Dit is te belangrik om dit nie te deel nie. Dit is te belangrik om dit nie te deel nie. En hier is Paulus en hy sê, ek brand om julle te vertel, want dit is te belangrik om julle nie te vertel nie. Julle lewe kan oneindig beter wees. Ek wil 'n lewensveranderende insig vir julle gee. Ek wil vir julle vertel van 'n lewe wat eg is en betekenisvol is. Ek is gedring in my binneste om vir julle dit te vertel. As jy, en nou is ek terug by ons vandag, as jy Jesus die Here van jou lewe maak, begin jou tweede
en opwindende lewe. 'n Lewe van opstanding en van ewig lewe. Ek bedoel dit, van ewig lewe. En alles in jou lewe verander. Die aangrypende is dat God nie na ons skadukant kyk nie, ons het almal 'n skadukant, sondes waarmee ons worstel, waaroor ons skaam is. Maar wat hy wel doen is, hy spreek ons ego aan, en hy maak ons ego kleiner. Hy stel nie belang in ons skadukant nie, hy stel belang in ons ego, en wanneer ek as nietige mens wedergebore is vir hom, en ek my kleinheid vir hom besef, dan groei my skadukant eintlik al hoe kleiner, en wil ek dit nie meer doen nie. So as ons besef, alles is eintlik onderste bo, tot ons God ontmoet, en Jesus die Here van ons lewe word, dan top alles om, dan maak dit sin, en dan kry ek sin vir die lewe saam met hom. Een man vertel, hy sê, jy weet, as 'n mens begin werk, dan klim jy die leer. En ek het ook in my werk die leer geklim, en soos ek gegroei het en geleer het, het ek al hoër geklim op die leer, en dit het my goed laat voel. Tot ek bo aan die leer gekom het, en ek op die dak kon klim, en ek is bo aan die leer, toe sien ek, die leer is teen 'n verkeerde muur vasgesit. Hierdie goed wat ons as so belangrik beskou in die lewe, dis die verkeerde muur. Ek wil vir jou die waarheid vandag vertel, en dit is, daar's geen leer wat jy kan uitklim, wat jou bo gaan laat kom nie. Wat wel gebeur is, dat God afbuig, en sy hand na ons toe uitsteek, en hy van bo af na ons toe kom, en ons red en ons optel om bo by hom te wees. Regtig bo. So kyk om jou. God is die skepper. Hy is nie 'n geskepte dingetjie nie. Hy is die skepper wat uit niks uit alles gemaak het. Alles wat jy sien is sy handewerk. Selfs jy is sy handewerk. Ek wil vir jou weer lees hier van vers 24 af. As hy hier sê, God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde. Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie, inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. God is die skepper van hemel en aarde, van jou en my. God is die herskepper van my en jou lewe. Dalk het jy al gehoor van Christopher Wren, seker een van die grootste argitekte wat ooit geleef het. Hy het die St. Paul's kathedraal in die Verenigde Koninkryk, het hy as argitek ontwikkel, en hy het ook gehelp met die bouproses, en dit sou die meesterstuk van sy lewe wees. Dit was vir hom so passievolle gedeelte, hy is dood voordat die kathedraal klaar is. En mense het nie eers eintlik 'n besluit daaroor geneem nie, almal het net geweet, hy gaan by die kathedraal begrawe word. Maar toe het slim mense 'n baie mooi ding gedoen. Hulle het 'n bordjie by sy graf opgesit. In die Engels klink so, if you seek his monument, look around you. Want dit vertel van wie hy is. As jy wil sien wie God is, kyk om jou. Want God het alles gemaak. Dis soos die water. Ons is in die water. Die vis kan nie bestaan sonder water nie. Daarom sê Romeine 1 vers 20 ook, van die skepping van die wêreld af kan die mense uit die werke van God aflei, dat sy krag ewig durend is, en dat hy waarlik God is. Daarom sê Jesus ook vir Thomas en vir ons, wie my sien, sien die Vader. Dis die tweede lewe, die volle lewe, deur hom, Jesus Christus. En dis waar ek en jy moet lewe. Ons kort God, soos ons water kort ons God. Sonder God is geen mens regtig volle mens nie.
Sonder Jesus Christus se verlossing en versoeningswerk is geen mens volle mens nie. So ek wil jou vra, leef jy of oorleef jy? Leef is om 100% te leef, oorleef is 'n 50% leef. Swem vis, jy swem in die water wat vir jou gegee is. Want in die water bestaan jy en as gevolg van die water bestaan jy en deur die water kan jy voluit lewe. Leef jy of oorleef jy? Weet jy wat is 'n mens se reputasie? As jy lewe wat jy bely, gaan ander God in jou sien en dan is dit jou reputasie. So vertel 'n ou, hy gaan stap altyd in 'n wilde tuin met veldblomme en bosse. Maar die mense was so mooi, hulle plaatjies gesit aan al die bome en struike dat jy die name kon sien en dan stap hy in sy middagetenstyd, dan stap hy in die tuin en nou het hy later 'n merker gehad, so 'n struik en dan daar draai hy om en stap hy terug, en stap hy tot by die struik het so mooi blink plaatjie aangehad voor die struik en draai om, dan stap hy terug. En so het hy vir baie lank gestap, tot eendag stap hy, en toe hy naby die struik kom, dus daai groen struik, pers, hy sê, dit is die mooiste pers en wit blommetjies, die hele struik is so oorweldig daarmee, en die skoenlappers fladder om het, hy sê, hy hoor ook sommer baie meer voëls in die bome om hierdie struik, en vir die eerste keer in hoeveel dae, stap hy na die struik toe, en hy vat die plaatjie, en hy lees sy naam, en hy neem kennis van sy naam, en toe hy terugstap, toe besef hy, jy moet vrug dra wat by jou bekering pas. Toe die struik se blomme aan is, het dit sy aandag getrek en het hy sy naam gaan sien. As ek en jy die vrug dra, die blomme dra wat God vir ons gegee het, dan gaan mense kennis neem van die skepper en die herskepper van ons lewe. So om voluit te lewe, 100% te lewe, is om vrug te dra, en om blommetjies aan te hê, en 'n getuienis te gee van ons skepper. Om te oorleef, party Christene wil ons so leef en sê, weet jy, ek moet net genoeg doen om in die hemel te kom. Nou die sleg is, dat as jy so wil lewe, gaan jy nêrens kom. Want dan gaan die tuinier jou uithaal, want as jy nie die blomme dra wat jy moet dra nie, waarvoor is jy dan in die tuin? So maak dit vir ander mense maklik om jou plaatjie te lees. 'n Vol van die tweede lewe. Want dis wat Filippense 4 vers 13 sê, dan is ek tot alles in staat. So, wat is die gevolge van alles wat Paulus hier gesels het? Wel, nie almal het Jesus aangeneem nie. Ek wil dit vir jou sê. In ons lewe gaan dit oor dat ons getuig en dat ons vrug dra wat by die bekering pas. Die oortuigwerk is die werk van die Heilige Gees tussen God se hande en ons laat dit daar. Daarom vertel Jesus ook die gelykenis en hy sê, 'n saaiër saai die saad. Ek en jy gaan nie evangelie verkondig. Baie van die saad gaan op die klippad val en die voëls gaan dit opvreet. Baie van die evangelie saad gaan op die klipbank val wat net so bietjie grond het en baie klip en hy gaan vinnig saad skiet en hy gaan vinnig plant, die plant gaan vinnig groei en dan gaan die son hom doodbrand. Baie saad gaan tussen die onkruid val en nooit vrug dra nie. Dis die 3 verkeerde weë. Maar dan is daar ook die wat in goeie grond val wat 60 of 80 of 100voudig vrug dra. Dis presies wat hier gebeur het. Toe Paulus met hulle die evangelie gedeel het en die saad gesaai het party hom gespot. Ander het gesê, ek wil nog 'n paar vrae vra. En ander het gesê, ek glo. Kan ek jou vanoggend vra, waar staan jy? Kom ons leef ons getuienis. Here, baie dankie vir die kosbare woord. Dankie vir die liefde en vir die genade. Dankie dat U elkeen van ons gemaak het. En baie dankie dat U elkeen van ons gekoop het met die bloed van Jesus Christus. En dat die Heilige Gees 'n nuwe lewe in ons wek en in ons werk. So hier staan ons voor U, Here, en ons wil vir U vra. Ons wil soos visse swem in die water. Ons wil soos 'n struik wees wat blomme dra, wat getuig van die goedheid en grootheid, wat bewus is van die almag en die heerlikheid, en wat aan U al die lof en eer gee tot in ewigheid. Ja, Here, hier staan ons voor U. Ons lewe is 'n offer gewy aan U. Amen. As jy vir die Here wil dien met 'n dankoffer,
kan jy dit elektronies inbetaal. Ons as kerk is gerad om die Here se offer op die regte manier in sy koninkryk te gebruik. Maar nou wil ek jou seën en ontvang die Here se seën en vat dit saam met jou verder. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here is van hemel en aarde, is by ons, nou en tot in ewigheid. Amen.